die plaas Lushof, diskant Burgersdorp, word daar nie net met skape, beeste en vliegtuie geboer nie, maar ook met genetika. Die familiestorie het in 2006 op die Soetveldstukkie aarde begin, nadat Chris Blignout se pa Pieter Koekemoer die plaas gekoop het. Hulle het Gauteng vir die Stormberge verruil, waar hulle aanvanklik met vleismerinos geboer het en mettertyd oorgegaan het na Doenie Merinos. Plaas Media se Karen Venter het die familie besoek. Ons boer in die Stormberge, tussen hier net aan die kant Burgersdorp. Ons boer met skaap en bees, meestal bees. Ons groot doel in ons boerdery is maar om gebruik te maak van tegnologie. Ons gebruik DSS van BKB op al ons diere op die plaas. Ons het 'n Doenie Merino stoet en ja, ons het 'n beeskudde wat nou al so op van die koeie sal op hulle derde kalf rakende DSS data. En ons het 'n klomp verse wat nou hierdie jaar hulle eerste keer gekalf het. Ons vlieg bietjie natuurlik duwe ook. Ek dink ons duwe is seker ons grootste sukses. Ons vlieg redelik kompeterend in al die hokke oor die land en die duwe doen redelik goed rakende inkomste ook. So ja, ons maar so 'n gemengde boerdery. Ons het nou hierdie jaar besproeiing opgesit. Ons sal hierdie jaar begin plant. So is maar 'n lekker gemengde boerdery waarvan die skaapkomponent maar die kleinste is, maar tog die mees interessantste. Ons is ooiboere. Ons wil op ons plaas die beste ooie uithaal wat onder ons omstandighede, en soos ek vroeër gesê het, onder ons bestuur die beste kan perform. Weer eens met tegnologie kon ek hierdie jaar uithaal ooie wat onder 90 indeks vir die laaste 2 jaar lammers gespeen het. Hulle het wel gelam, maar hulle het 90 indeks en af. So hulle het ver onder die gemiddeld lammers gespeen op 100 dae vir 2 jaar in 'n ry. Ek kon daai ooie uithaal die jaar. En weer eens so kon ek my top 20% ooie uithaal en ek kan met konsentreer om die beste ramme wat ek kan kry op hulle te sit. So ooie is vir ons baie meer belangriker as die ramme, omdat hulle die geldmakers. Ons doen vol DSS op ons kommersiële ooie en op ons stoet ooie. En dis wat lekker is vir ons om ons fondasie ooie, as ons hulle intrek in die stoet en dan het ek data op daai ooi. Wanneer sy gebore is, wie haar pa is, wie haar ma is, ek het hulle wolontleding. So jy kan weer eens 'n ingeligte besluit maak rakende die ooi in te trek in die stoet en nie in te trek nie. Ja, hier is ons stoet ooie. As ons jonges en ons oues. Hulle word voorberei vir lappa. Ja, die veld is mooi. Ek dink die ooie hou. Ja, so hier is ons 24 lammers. Hulle is nou so 170 dae oud. Ons skeer hulle nou af. En dan word hulle weer in Oktober weer afgeskeer. So ja, lammers kom uit 'n baie, dit lyk nie nou so nie, maar hulle kom uit 'n droogte uit. Ons is baie gelukkig. Hierdie is ons vervangingsooie. Hulle kom uit 'n redelike droogte uit. Ek is baie gelukkig wat hulle uitgedraai het. Ja, dis sal seker nog ons beste lot lammers wees geneties gewys. Okay, so hierso is dan nou twee van ons beter duwe. Daai se kok 1845. Hy was so 2-3 jaar terug bronsmeriete in Sampo, derde beste langafstand duif in die land. En dan hierdie hennetjie 4624 was nou laas jaar 4de gewees op langafstand duif. Ja, ek dink die duiwesport in Suid-Afrika dink ek is besig om groot te word. Ek dink veral onder boere dink ek is die duiwesport besig om 'n lekker hobby te word vir die manne. En ja, en as hom geld ook om te maak uit, so dis 'n hobby wat betaal, is dan beter as om golf te gaan speel elke Saterdag. En so ja, en ek dink veral vir die boere hoekom dit so aantreklik is vir boere is die teeling is baie vinnig en die teeling is baie interessant. So ja, dis maar net een van ons hobbies wat ons het op die plaas wat dan 'n bietjie van 'n inkomstetjie opmaak.